Goeiemôre en baie welkom by nog 'n weergawe van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, asook die klokkie om kennisgewings van toekomstige video's te ontvang. Nou ja, vandag is ek bevoorreg om met Dawie Rood te gesels, die bekende ekonoom en my naamgenoot. Goeiemôre Dawie. Goeiemôre Dan, lekker om jou te gesels. Ja, ons sit met nogal 'n ongewone situasie in Suid-Afrika in die sin dat ons tot op hede nog nie 'n begroting het wat goedgekeur is deur die parlement nie. En dit sleep seker nou al langer as 'n maand voort. Wat is jou mening daaromtrent of kan dit onbepaald voortduur of sal dit op 'n stadium tot 'n punt moet kom? Dit sal tot 'n punt moet kom, want as ons nie ernstige begroting het nie, dan is daar net nie eenvoudig nie geld vir die onderskeie staatsdepartemente en ook plaaslike owerhede en goeders om behoorlik te funksioneer nie. Nou, ek dink dis is twee aspekte wat belangrik is. Natuurlik die finansiëel-ekonomiese aspek daarvan, wat ons miskien oor kan gesels, maar vir my nogal interessant is meer die ekonomiese ding, of liewer die politieke ding wat hier in gebeur is. Want in die verlede, vir die afgelope 30 jaar was die ANC die dominante party in die parlement gewees. Hulle kon enige verskoon my. Hulle kon enige wetgewing met 'n meerderheid deurvoer. Hulle het nou 40%, so hulle het nou nie meer meer as 50% nie, so hulle het nou iemand nodig om hulle te help. Intussen het die ANC die staat se finansies tot so 'n mate wanbestuur laat hulle nog geld nodig het. Ek meen, hulle hou aan met die wanbestuur, hulle het nog geld nodig om te vermors. En die enigste manier om nog geld te kry uit die Suid-Afrikaanse ekonomie is maar hoofsaaklik om daardie baie ongewilde belasting, naamlik BTW, te verhoog, en die ander politieke partye het dit ewe skielik gesien as 'n geleentheid om hulle eie nek 'n bietjie styf te maak, of hulle rug styf te maak. Wat is die regte uitdrukking? En hulle het gesê nee, ons gaan nie 'n BTW verhoging ondersteun nie. En natuurlik is 'n verhoging in BTW 'n baie politiese sensitiewe ding om te doen. So die DA byvoorbeeld, wat die afgelope tyd behoorlik op sleeptou geneem is deur die ANC, het ewe skielik sy stem gevind en gesê nee, ek gaan dit nie ondersteun nie. En nou is die ANC in 'n baie moeilike situasie, want hy moet ernstig ondersteuning kry vir die begroting. Hy moet 50% kry of meer om die begroting goedgekeur te kry, anders het ons nie 'n begroting nie. En dis die interessante politieke ding vir my. So duidelik, die ANC hierso moet 'n baie groot slag aarde toe gekom. Tot nou toe het hulle nog gedink dat hulle is die enigste partytjie in die dorp, en nou kom hulle agter hulle is nie meer nie. Hulle het nou iemand anders nodig om wetgewing uiteindelik deur die parlement te kry. En hier's 'n baie besondere ongewilde stukkie wetgewing, naamlik die verhoging in BTW wat hulle op 'n of ander manier wil deurkry. Daar's natuurlik 'n hele klompie ander goeders ook, maar dis vir my die interessante ding hierso is dat ons hierso eintlik 'n politieke eintlik het ons gesien dat die ANC het hierso teen 'n muur vasgehardloop. Nie net ekonomies finansiëel nie, maar ook polities. En hulle weet glad nie om dit te hanteer nie. En ek moet vir jou dood ernstig wees, Dan, elke oomblik wat die ANC spartel en sukkel, moet ek sê elke oomblik daarvan geniet ek, want dis hierdie Ja, einste ANC, dis die einste ANC. Dit klink te vreeslik wraaksugtig, en ek reken dit is, maar dis die einste ANC wat ongekende skade aan die Suid-Afrikaanse ekonomie aangerig het op verskeie vlakke. En nou het hulle uiteindelik hulle Moses teëgekom, so ek het absoluut geen simpatie met hulle nie. ja, dit is baie interessant dat jy ook sê dat die DA op sleeptou geneem is deur die ANC. Dit was my indruk ook, jy weet, want hulle het eintlik niks gedoen om die gewone gang van sake in die ANC stoomroller te stuit nie, totdat hierdie ding nou gekom het, tot die verhoging in BTW. Ja, dis Maar nie net die verhoging op BTW nie, dis 'n klompie ander goeders ook, maar jy is heeltemal reg. Ek meen voor dit die onteieningswetgewing, die Bella-wetgewing, selfs die nasionale gesondheidsversekeringsding wat hulle nou maar aanhou om deur te forceer. Alles die ANC het eintlik 'n uitstekende goeie rol gespeel hier. So hulle het die ANC, hulle het die DA, of hulle het die indruk geskep dat die DA eintlik saamstem met al hierdie goed van die ANC. Die DA, moet ek ook sê, het maar redelik amateuragtig opgetree. Hulle kon baie meer druk op die president geplaas het as dit gekom het by die tekening van die onteieningswetgewing en 'n klomp van die ander goeters ook, en hulle het nie. Maar nou ewe skielik het hulle stem gevind, en natuurlik met 'n baie populêre ding, en dit is om weerstand te bied teen BTW. ja, en ek twyfel of die ander twee groot partye in die parlement in die
genaamte van die EFF en die MK-party of hulle ook hierdie verhoging in BTW gaan ondersteun, want hulle is ook populistiese partye wat nie Ja. sou wat toesien dat die armes nou meer moet betaal by die kasregister nie. Ja, nee, hulle het al teë gesê hulle gaan dit nie ondersteun nie. Maar weet jy, hierdie BTW ding is eintlik nie meer 'n groot storie nie, want die BTW verhoging is net 'n halwe persent verhoging of 'n halwe persentasiepunt verhoging in die BTW koers. Wat 'n totale bedrag volgens die minister so 13,5 miljard rand gaan inbring en ek twyfel daaroor, hoor. Ek dink nie daar gaan 13,5 miljard rand inkom nie. Ek dink waarskynlik nader aan 10 miljard rand. Maar die punt wat ek wil maak is dat dis eintlik so klein, dit is nie eintlik vreeslik relevant meer nie. Of relatief klein, dis nie vreeslik relevant nie, maar dit is sekerlik so dat 'n verhoging in BTW word gesien as 'n regressiewe belasting wat dit inderdaad is. En die ander politieke partye gaan nie sekerlik nie ondersteun nie. Daar's ander belastingverhogings gewees wat veel meer was en veel meer skadelik aan die ekonomie, soos byvoorbeeld persoonlike inkomstebelastingverhogings op 'n indirekte wyse, maar daar was 'n persoonlike inkomstebelastingverhoging deurdat die minister van Finansies nie die kurwe aangepas het vir inflasie nie, en dit kom aan neer op 'n verhoging in persoonlike inkomstebelasting en daardie totale verhoging is 18, 19 miljard rand. Dit is heelwat meer as die verwagte inkomste wat 'n verhoging in die BTW koers vir ons sou gegee het. Maar jy's reg, ek dink nie die EFF of die MK party of enige politieke party. Ek het so vermoede dat die IFP het nogal aangedui dat hulle wel 'n verhoging in BTW sou ondersteun, maar dan het hulle natuurlik allerlei voorwaardes op ander plekke. En ek kan nou nie presies onthou wat hulle ander voorwaardes was nie op ander plekke nie. En ek het ook 'n idee dat die DA en selfs die ander politieke partye selfs 'n verhoging in BTW sal ondersteun op voorwaarde dat daar sekere ander goederes aan sekere van hulle ander eise aan voldoen word. Daar's altyd 'n prys wat 'n politieke party bereid gaan wees om te betaal. Glo jy nou maar vir my. En as hulle nou BTW moet ondersteun en hy kry 'n lekker groot ding ergens anders dan sal hulle dit doen. Moet geen enkele oomblik dink dat 'n politieke party is werklik daar om jou en my belange te ondersteun nie. Hulle is daar om primêr in beheer te bly van hierdie groot pot goud. So hulle wil herverkies word en hulle wil die mag hê. Dit is waaroor politiek gaan. So, maar ja, op hierdie stadium is dit die meeste politieke partye sê dat hulle nie BTW verhoging sal ondersteun nie, maar gee vir hulle 'n groot genoeg wortel, dan gaan hulle dit ook ondersteun. Ja, Cecil John Rhodes het mos die beroemde slagspreuk gehad, elke man het sy prys. As jy dit kan onthou. Maar nou, Ja, ek het so 'n klein video gegreep op X gesien van Moletsi Mbeki. Ek dink dit was 'n onderhoud, 'n langer onderhoud wat ek nou nog nie bekyk het nie, maar hy het onder andere gesê dat Suid-Afrika bestee 16% van sy bruto nasionale produk aan staatsdienssalarisse. As ook dat ek weet nie, daar was blykbaar 'n Wêreldbank studie of iets wat getoon het dat van al die soort van middelinkomste lande soos Suid-Afrika of vergelykbare lande verdien ons staatsdiensamptenare die meeste. Nou wat sê jy daarop sê of dink jy daar's enige manier en hy sê toe dat ons met die staatsdiens salarisse afbring na omtrent 10% van bruto BNP en dit ja. sal Kan meer ek, jy weet ja. kapitaal vrystel in die ekonomie. Kan ek jou net teregwys op iets, Dan? Mm. En jy het die woord genoem dat hulle verdien 16% van BBP. Ek dink nie die woord verdien is die regte woord nie. Hulle kry dit wel. Ja, Hulle verdien dit nie noodwendig nie. nee, ek stem saam met jou. So Hulle dis die eerste verdien punt dit wat ek wil. beslis nie. Ja, en as jy nou praat van die staatsdiens, wie is die staatsdiens? In die staatsdiens, daar's 1,2 miljoen van hulle. En dit is nou, as jy praat van die staatsdiens, as dit nou tipies onderwysers en nurses en polisiemanne en so, dis nou tipies die staatsdiens. En daar soos ek gesê het 1,2 miljoen van hulle. En dit is dan inderdaad hulle wat sowat 16% van BBP in die vorm van salarisse kry. Nie noodwendig verdien nie. Alhoewel daar baie is wat baie meer verdien. Maar as wat hulle kry, maar die oorgrootste meerderheid van hulle kry baie meer as wat hulle verdien. Nietemin, maar dit is nou een definisie van staatsdiens, maar as jy 'n klomp ander staatsamptenare ook wat glad nie hierby ingesluit is. En hierdie ander staatsamptenare is mense wat vir Eskom werk en vir Telkom werk en die poskantoor werk en ook vir die munisipaliteite werk. Almal van hulle is staatsamptenare.
Ek weet die Eskom-werkers dink hulle werk vir 'n maatskappy met die naam van Eskom. Dis nie waar nie. Hulle werk maar net vir 'n instelling wat homself 'n maatskappy noem, maar dis maar net 'n glorified maatskappy. Dis nie 'n werklike maatskappy nie. Dit behoort ernstig aan die staat en dit is 'n onderafdeling ernstig van een of ander departement. Hulle dink en die gemeen die goeters het rade en voorsitters en direkteure. Dis natuurlik net alles wensdenkerry, want dis nie werklike maatskappye nie, want as dit werklike maatskappye was, dan sou hulle nie naaste my so lank oorleef het as wat hulle doen nie, want hulle word eintlik deur jou en my die belastingbetaler aan die lewe gehou. En hulle al werkers is almal staatsamptenare en in baie gevalle, veral in die geval van Eskom, word daardie werkers nou behoorlik oorbetaal. So as jy nou kyk na watter persentasie van BBP word gegee aan staatsamptenare, dan is dit heelwat meer as 16%. Ek sou reken in die omgewing van waarskynlik 18 of 19% wat werklik van BBP betaal word aan al die staatsamptenare. En nou soos ek gesê, die staatsamptenare sluit daai lot in wat ek so pas genoem het. Ja, die poskantoor is natuurlik ja, nog 'n goeie voorbeeld wat jy genoem het, want ek het so 'n posbus wat al vir 30 jaar. En ek het op 'n stadium verskriklik gesukkel om die ding terug te kry, want hulle het hom uit soos 'n soort van 'n skim posbus geswerf van verskeie, jy weet, liggings na ander, en ek het op 'n stadium nie eens meer 'n sleutel gehad nie. En nou die afgelope maande hou ek nou die ding dop, jy weet, om te sien of ek enige iets gaan kry in die pos, en ek kry dit net nie. Jy weet, hy is letterlik dol leeg. Daar word geen pos afgelewer nie. Maar die poskantoor amptenare kry nog steeds salarisse, soos jy Nee, sê. dis nie heeltemal waar nie. Sien, dit is daarom nou een goeie ding om nou 'n sogenaamde staatsbeheerde instelling te hê soos die poskantoor, want daar's baie van hulle wat al reeds hulle werke verloor het. Ek het nie die presiese syfer nie, maar baie duisende. En hulle het hulle werke verloor want baie van die kantore het net eenvoudig toegemaak. Hulle die ding gaan net dood. So baie van hulle het al reeds hulle werke verloor en nog baie gaan ook hulle werke verloor. En dis nie noodwendig 'n slegte ding nie. Want ek dink die privaat sektor en intussen is wat is die ouens wat jou pospakkies deesdae vervoer, wat jy nou alles kan doen wat jy die verlede by die poskantoor gedoen het. Hulle teoreties of ten minste in terme van die wet mag hulle nie briewe vervoer nie of briewe aflewer, maar hulle doen dit vandag want die poskantoor funksioneer nie meer nie. So eintlik Ja, het is die poskantoor heeltemal geprivatiseer. Maar ek vermoed wat ons nou sien is maar aan die begin van die einde van die poskantoor. Wat 'n probleem is dat die poskantoor skuld 'n klomp geld aan die Posspaarbank. En die Posspaarbank wat aan die verlede deel was van die poskantoor, hy wil mos nou heeltemal 'n volledige banklisensie hê en hy wil nou funksioneer as 'n behoorlike bank, maar daar word 'n klomp geld aan die Posspaarbank geskuld deur die poskantoor. Nou wie daai geld gaan ernstig vir die Posspaarbank gegee, die weet ek nie. Die ANC het nou hulle het skade aangerig, né? Hulle het skade aangerig wat ek meen niemand dit is die omvang van hierdie skade kan nie bereken word. ja, maar nou, as jy met mense oor see gesels en so, dan ek weet nie, daar's ook so 'n opvatting dat hoe goed 'n poskantoor funksioneer in 'n land is ook 'n aanduiding van hoe gesond die stelsel is. En jy weet, want as jy nou gaan kyk, sê nou maar in Swede of iets, of in Frankryk, dan word 95% van posstukke binne 24 uur afgelewer. Jy weet, maar hier by ons, ja, word dit nie meer afgelewer nie. In party Afrika lande is daar net iets soos 10% of 18% van posstukke wat ooit afgelewer word. Jy weet, so dit gee 'n aanduiding van hoe goed die stelsel funksioneer. En in ons geval, Daar's dan 'n silwer randjie ook dan. En die silwer randjie is dat kom ons wees nou maar eerlik. Ek meen manne laas het ek stuur nie meer pos nie. Ek kry alles op elektroniese vorm, met alle e-posse, jy weet. Ek weet Europese lande stuur nog vir mekaar briewe en hulle stuur nog die goeders in die pos. Maar ons nie. En ons was geforseerd geweest, dan reken ek in Suid-Afrika, om eintlik hierdie nuwe tegnologie meer te omhels as wat dit was in baie ander lande wat nog steeds 'n funksionerende poskantoor het. Ons het nie meer 'n funksionerende poskantoor nie en daarom het ons van die nuwe tegnologie gebruik en dit is eintlik ten goeie gewees. ja, maar nou die geval is, sê nou maar, ek weet van een geval, sê nou maar, wel, as jy 'n boek oor see wil stuur, jy weet, voorheen kon ons boeke van hier af Ja. verkoop oor see, en jy kan nie, jy weet, dan kos dit jou R600 om die boek te stuur, of selfs meer, met 'n privaat koerier. En ek weet my skoonsister het op 'n stadium
vir haar broer in Kanada 'n trui gekoop hierso op 'n uitverkoping. En sy wou dit toe vir R500 of iets. En toe sy vra hoeveel dit gaan kos om die ding sien toe te stuur, toe is dit R3000. Jy weet, toe om Ja, dit Kanada toe te stuur. So dit is dit waar, is hoor. 'n poskantoor het so half ook nog 'n plek iewers, Nee, maar maar wag 'n bietjie dan. Ek wil met jou verskil wat dit dan betref. Dit is miskien so, maar daai R3000 voorbeeld wat jy nou genoem het, ek weet nie wie se gevra het nie, maar as die poskantoor dit in die verlede kon gedoen het vir R100, dan is dan is die boodskap wat ons daar uitkry dat die poskantoor in die verlede ernstig gesubsidieer moes gewees het deur iets. So nou as jy dit nou gaan doen, ek weet nie of jy R3000 korrek is nie. Ek dink is waarskynlik heel wat minder, maar as jy nou DHL gaan bel byvoorbeeld, jy kry hulle om die ding te gaan aflewer, dan gaan dit meer kos as wat die poskantoor destyds vir jou gekos het, maar daai prys is waarskynlik 'n meer realistiese prys. ja, kan wees, maar ek dink jy weet oor die algemeen, ek dink in die noordelike halfrond veral kan mense nog dinge rondstuur met die pos, jy weet in maatskappye ook kan. Ja, Jy weet in Amerika mense stuur baie dinge nog steeds met die pos, jy weet en jy kan selfs hulle het mos daai vlaggies op hulle posbusse en dan sit jy as jy iets wil stuur dan sit jy dit net in jou posbus en dan sit jy die vlaggie regop en dan kom die posman verby en hy haal dit uit jou posbus uit en dan word dit so versend. dit So jy is hoef nie eers fisiek na die poskantoor toe te gaan nie. my broer bly in Nieu-Seeland en hulle het presies so 'n posbus met 'n vlaggie ding wat jy opsit en dan kan jy nou sien as daar iets in die posbus is en jy, as jy iets wil stuur en hulle het 'n pospersoon of 'n posman of 'n posvrou in wat toegeken is in hulle area. En hulle het sopas van die stelsel afstand gedoen. So dis in Nieu-Seeland nou. Hmm. So daai stelsel het nou net tot 'n einde gekom in Nieu-Seeland want hulle het ook besef, soos wat ons al 'n geruime tyd terug besef het dat dit is 'n oudmodiese manier van doen en is nie naas my so effektief as byvoorbeeld van e-pos. Maar as jy nou sê die ANC het geweldig skade aangerig aan die ekonomie die afgelope 30 jaar. Kan jy wel ons kan seker nou Eskom en al die goed noem, maar hoe sien jy dit? Wat is die aard van hierdie skade? Okay, wat ek gedoen het en ag as jy wil gaan kyk, ek kan vir jou 'n link stuur as jy wil. Maar as jy gaan kyk, as jy Suid-Afrika gaan vergelyk, nou ek het baie vergelykings van Suid-Afrika getref. Daar's baie veranderlikes. En goeie soos byvoorbeeld lewensverwagting, goeie soos byvoorbeeld misdaadvlakke, aantal moorde per 100 000, goed soos byvoorbeeld kwaliteit van gesondheid en onderwys, goed soos byvoorbeeld hoeveel teerpaaie het ons per capita, of goed soos ons inkomste in vergelyking met die res van die wêreld of arm lande in die wêreld, ons inkomste oor tyd hoe dit val. Ek het 'n klomp veranderlikes na gekyk, 'n klomp dinge. En omtrent in elke denkbare geval het Suid-Afrika nie net verswak nie, maar in sommige gevalle dramaties verswak. Nou daar's een spesifieke veranderlike wat ek nogal van hou is lewensverwagting. Dit is nou weer besig om te verbeter na die COVID of liewer die HIV pandemie wat ons gehad het so klompie jare terug. Dit het nou intussen begin verbeter, maar ons lewensverwagting is nog steeds hier in die middel 60s of so, in vergelyking meer as 80 in baie ander lande, ryk lande in die wêreld. Maar as jy kyk na goeder soos byvoorbeeld per capita inkomste, vandag, die gemiddelde Suid-Afrikaner nou op 'n per capita basis is armer vandag as omtrent 15 jaar terug. As jy Suid-Afrika vergelyk met Sub-Sahara Afrika, is ons nog steeds ryker as Sub-Sahara Afrika, maar ons is besig om in te haal. So ons is ryker, maar minder ryker. En die enigste vergelykbare tipe van land wat ook die afgelope 10, 15 jaar agteruit gegaan het, en sommer baie agteruit gegaan het, is Argentinië. En kyk wat met hulle gebeur met Xavier Milei. So Suid-Afrika op het elke denkbare ding wat ek nou gekyk het om ons te meet, het ons verswak en in sommige gevalle dramaties verswak. Goed wat my veral bekommer maak is die kwaliteit van ons onderwys. Ons spandeer meer op onderwys as wat die meeste ander lande spandeer op onderwys en die kwaliteit van ons onderwys is in sommige gevalle van die heel swakste in die wêreld. Veral onderwys wat wiskunde en wetenskap aan betref. Ons geletterdheidskoers onder ons wat is dit, die graad 4. Ek meen so iets soos 80% van hulle kan nie met begrip lees nie. Die kwaliteit van ons onderwysers self, ek meen ons eie onderwysers kan in baie gevalle nie eers die vakke deurkom wat hulle veronderstel is om te leer aan die kinders nie. So en dis alles en die rede hoekom ons onderwys so swak is het te doen
met SATU, South African Democratic Teachers Union. Dis 'n baie dis 'n vakbond gedrewe natuurlik. Dis 'n vakbond, maar die onderwys word beheer deur die vakbond SATU wat geaffilieer is met COSATU. Dis net een politieke nes. Skoolhoofde word aangestel deur die vakbond in die praktyk. Onderwysers word aangestel deur die vakbond in die praktyk. Swak onderwysers kan nie van ontslaag geraak word nie, want die vakbond weier dat dit so iets gebeur. Ek gaan dis nie net die onderwysers nie. Ek het nou 'n groot ding oor onderwys, want ek dink onderwys is seker die enkele belangrikste ding wat ons moet doen as ons 'n toekoms vir ons kinders daar wil bou, en dit is om 'n wêreldklas vaardigheidsontwikkelingsstelsel daar te stel wat ons nie het nie. En ons het dit nie as gevolg van politiek hoofsaaklik. En natuurlik goeders wat daarmee saamgaan, ideologie en korrupsie en sulke goeders. Maar dit is hoofsaaklik as gevolg van die ANC. Die ANC het al hierdie goeders gedoen. Die ANC is die rede hoekom die Eskom is wat dit is, hoekom Transnet is, hoekom die plaaslike owerhede is wat dit is. Die ANC se skuld dat die staat se finansies heeltemal ten gronde gegaan het. Dis die ANC se skuld dat ons op pad is na 'n finansiële krisis. Dis die ANC se skuld, en daar's 4 redes hoekom die ANC skuld hier aan moet dra. En die eerste een is hulle ideologie, is 'n belaglike ideologie, 'n verlinkse ideologie, sosialistiese tipe van ideologie. Hulle noem hulself developmental. Hulle noem mekaar kinderagtige name soos Comrade. Dis 'n ideologie wat ergens in 1920s vasgeval het, ergens. En 'n voortvloeiend uit hierdie ideologie, wat die verkeerde ideologie is die verkeerde beleid. Goed soos sentralisering van onderwys. Onteiening, dis alles, 'n nasionale gesondheidsversekering dis alles voortvloeiend uit 'n belaglike ideologie uit. En dan om dit nog alles erger te maak, is daar nog 'n ding wat die ANC aan gekenmerk word, en dit is kaderontplooiing. En 'n goeie vertaling vir kaderontplooiing is en die Engelse woord sê net makliker, is incompetence. Dis wat dit is. Jy stel mense aan wat nie die werk kan doen nie. En dan om dit nog alles af te rond, is daar baie hoë vlakke van korrupsie. Nou, dit is ons nou nie moontlik om hierdie goeders te hê in 'n suksesvolle ekonomie te hê nie. Dis die ANC se skuld. Kom ons wees maar net eerlik oor. Kom ons noem dit wat dit is. En moet ons nou nie probeer, die ANC moet nou nie probeer vir ons sê dit is staatskaping se skuld nie. Dis swak. Staatskaping het gebeur as gevolg van die ANC. Dieselfde president wat ons vandag het, Cyril Ramaphosa, was die sogenaamde kaptein gewees van die war room toe Eskom in duie gestort het. Eskom het in duie gestort as gevolg van die ANC. En so gaan die lys aan en aan en aan en aan. Ons is vandag baie diep in die moeilikheid by die Amerikaners, en dis nou nie dat ek 'n groot aanhanger is van Donald Trump noodwendig nie, maar ons is 'n groot moeilikheid by die Amerikaners, want as gevolg van sekere politieke standpunte wat ons ingeneem het in die verlede, en ook sekere makro-ekonomiese beleidsstandpunte wat ons inneem. Die onteieningswetgewing is een van die redes hoekom Donald Trump waarskynlik ons gaan afskop van die AGOA-ooreenkoms af. Ja, en dit Nou gaan staan ons in 'n die prys. ooreenkoms dat jy weet mense moet eiendomsreg, lande moet Ja, eiendomsreg respekteer, ja. en hulle respekteer dit nou nie. Ja, dis een van die vereistes. Jy moet private eiendomsreg moet jy respekteer. Dis een van die vereistes as jy deel van 'n AGOA wil wees. En dan wat doen ons nou? Ons maak wetgewing wat die staat in staat stel om private eiendom te steel, want dis wat dit is. Hulle kan nou goed steel. En nou wat gaan gebeur? Hy gaan vir ons afskop. Of jy nou vir Donald Trump hou of nie, hierdie ou is 'n magtige ou. Hy kan hierdie tipe van goeders doen, en as hy dit doen, dan gaan ons arme mense 'n baie duur prys betaal, soos wat hulle alreeds 'n duur prys betaal as gevolg van die wanbestuur van die ANC. Wel, jy weet ek het natuurlik al die standpunt ingeneem dat ek dink nie die ANC moes ooit Suid-Afrika regeer het nie, en daar, jy weet, al die dinge, maar ons kan nie daaroor praat, maar alles wat daar in die vroeë 90er jare gebeur het, jy weet, 'n klomp van die goed is wat daar onder die kombers gebeur, en daar was onderhandelinge agteraf en wat ook al, en daar was ook geheime dienste van allerlei lande wat betrokke was in Suid-Afrika. En ek dink nie dat die mag moes net so op beskikbaar oorhandig gewees het aan, jy weet, aan die ANC nie, maar dis nou alles gedane sake, het geen keer. Maar as mens kyk na hoe sien jy die pad vorentoe? Jy weet, dink jy daar is 'n moontlikheid dat die ANC wat daar ek hoor mense rondom my, jy weet, net gewone mense en so wat so op grond van al die negatiewe
publisiteit wat die ANC trek deesdae wêreldwyd, is daar die persepsie, ek dink dat die ANC nie vir altyd gaan regeer nie. Jy weet dat hy goed hy het steen by die stembus verloor nommer 1, maar ook sy status in die wêreld is besig om dramaties te verswak, ook as gevolg van die Amerikaane, jy weet, van Donald Trump. So hoe Ja. sien jy dit? Dink jy daar is Wel, 'n die ANC was post-ANC tydvak op bande? Ja, wel, is 30 jaar terug was Suid-Afrika gesien as die darling van die wêreld. Ons het hierdie wonderlike politieke oorgang gehad van een stelsel na 'n ander regverdige stelsel. Die ANC was die ridder gewees op die wit perd wat ons almal kom red het van rasisme en alles wat daarmee saamgaan. Maar ek is bevrees, die ANC het daai idee heeltemal vernietig. Die ANC is nie meer op hierdie morele hoëgrond as wat dit was in die verlede nie. Sekerlik nie wat die Amerikaners aan betref nie. Ek sien die Europeërs is nog steeds 'n bietjie aan die vry met die ANC, maar ek dink dis net 'n kwessie van tyd. Ek dink die Europeërs is ook op pad na hulle eie Trump oomblik toe. En daar's 'n paar voorbeelde alreeds in Europa. Meloni is 'n voorbeeld, Orban is 'n voorbeeld, wat sê die ander Donald van Pole. Dis nog 'n Ja, voorbeeld. En daar's dom voorbeelde en ek dink ons kan miskien praat van Le Pen as die volgende president in Frankryk. En daar nog voorbeeld. Kyk wat het sopas gebeur in Duitsland met die swaai na regs toe. En wat is aan die gebeur? Wat is tans aan die gebeur in Oostenryk? Dis alles groot verskywings na regs, politieke verskywings na reg. En ek moet vir julle sê dit is hoogtyd dat hierdie tipe van goed gebeur. Wat nou nie beteken ek stem met alles saam nie. Maar wat ons gesien het die afgelope klompie dekades is state en regerings en lande het 'n geweldige groot rol in hulle ekonomie begin speel. Soveel so dat baie lande in die wêreld finansiëel nou soveel skuld gemaak het dat dit baie moeilik gaan wees om daar uit te kom. En dit is tyd dat ons die grootte van die staat wêreldwyd, nie net in Suid-Afrika nie, maar die staat moet kleiner gemaak word. Die staat politici moet minder mag kry. Bureaukrate moet minder mag kry. Daar moet minder van hulle wees. En dit is wat Xavier Milei probeer doen in Argentinië. En ek moet vir jou sê, ek hoop hy slaag daarin. En sover doen hy 'n uitstekende job. En dit is onder andere wat Donald Trump probeer doen in Amerika met sy Dodge saam met Elon Musk om die grootte van die staat te verklein. En ek dink ons gaan meer daarvan sien. Maar dit om nou terug te kom aan die eintlike vraag, dit alles, die pendulum wat in die ander rigting swaai nou. Die ANC het nog eens agtergekom die pendulum swaai nie. Hulle is nog steeds besig aan die linkerkant uit te swaai. En nou, Europa gaan binnekort, nie meer lank nie, gaan Europa ook vir die ANC sê, maar luister, julle twak moet nou tot 'n einde kom. Dit is net Europa wat nog eintlik op 'n manier, en natuurlik 'n paar lande soos die Russe en die Chinese, maar die Russe en die Chinese se ondersteuning aan die ANC is maar net so lank as wat hulle sekere voordele daaruit kry. Daar's geen werklike standhoudende lojaliteit teenoor die ANC nie. Hulle gaan maar net die ANC ondersteun so lank as wat hulle reken hulle kan polities of selfs ekonomies voordeel daaruit. ja, en ek dink ook daar's tans 'n toenadering tussen die VSA en Rusland, tussen Trump Ja. en Putin en sodra in dit vrugte afwerp dat Rusland nou meer in die wêreld kan normaliseer en normaal in die wêreldekonomie gaan deelneem, dan daar's er geen nodigheid vir die Russe om die ANC te bly ondersteun nie, want hulle het nie meer hulle stem nodig om in die wêreld nie, jy weet, hulle het nie meer En hulle het so. dit nog nooit nodig gehad nie. Maar Suid-Afrika is 'n klein irrelevante klein plekkie. Suid-Afrika se ekonomie vandag is 0,4% van die wêreld se ekonomie. 30 jaar terug was Suid-Afrika meer as 1% van die. Ons het in relatiewe terme meer as gehalveer die grootte van Suid-Afrika se ekonomie. Ek meen ons is irrelevant. En ek kan nie, as ek kyk hoe die ANC regering optree en die dinge wat hy doen om besluit om te doen, dan lyk dit vir my asof hulle doelbewus daarop uit is om hierdie land te vernietig. Ek kan nie verstaan die besluite wat geneem word nie. Zelensky is 'n goeie voorbeeld nie. As Ramaphosa nou 'n jaar terug vir Zelensky uitgenooi het op 'n staatsbesoek na Suid-Afrika toe, kon ek dit op 'n manier. Hoekom ons hoegenaamd betrokke raak is al klaar vir my iets wat ek nie verstaan nie. Maar as hy nou 'n jaar terug nou vir Zelensky uitgenooi het vir 'n staatsbesoek, dan kon dit vir my 'n sin gemaak het. Maar nou met Donald Trump en Donald Trump se spesifieke standpunt wat hy inneem, nou vir Zelensky uit te nooi, dis die verkeerde ding om te doen. Kan hulle dit nie insien nie? Ek dink kan hulle dit nie verstaan nie. Maar nee, lyk my nie so nie.
Maar dink jy soms lyk dit vir my asof die ANC aan grootheidswaan ly of iets, want Ramaphosa het gesê dat Amerika kan nie Suid-Afrika ignoreer nie, want Amerika is 'n belangrike land, maar Suid-Afrika is ook 'n belangrike land. Wie En het so ons is gesê? Maar Ramaphosa, hy het dit nee, gesê. nee, nee, ek weet hy het dit gesê. En hy het op 'n stadium gesê ons onderhandel met die Amerikaners as gelykes. Dis twak man. Daar's geen gelykes hierso nie. Ek moet vir julle sê daar's een of twee goedjies wat Suid-Afrika het wat inderdaad belangrik is. Een daarvan is Suid-Afrika se geografiese ligging. Dit kan nodig wees. Dit kan nodig wees om vir 'n groot moondheid soos Amerika om van Suid-Afrika hawens te gebruik, byvoorbeeld ten tye van 'n groot internasionale konflik, is dit belangrik vir die Indiese Oseaan om die Indiese Oseaan en die Atlantiese Oseaan tot 'n mate te kan militêr voorsien, byvoorbeeld. Maar ek meen, behalwe vir dit is Suid-Afrika 'n irrelevante land. Hierdie twak wat Gwede Mantashe sê, dan gaan ons ophou om ons minerale uit te voer na Amerika toe. Wie dink hy is hy nou eintlik hy? Dink hy nou ons het niks wat die Amerikaners wil hê nie, behalwe miskien Simonstad. Ja, korrek. Nee, dit tref my nie dat jy weet daar's so 'n oorskatting van Suid-Afrika se belang in hierdie hele idee van die globale suide en hulle is nou stem van die globale suide en Nee, wat? Daar was 'n tyd gewees. Daar was wel inderdaad 'n tyd gewees dat Suid-Afrika 'n morele stem gehad het, 'n morele gewig gedra het. maar Maar dit is nie meer so nie. maar dink jy nie Glad. dit was ook in die tyd voor die koms van die internet en sosiale media en al hierdie goed nie, want toe het die hoofstroom media wêreldwyd het die ANC verskriklik, jy weet, positief geskilder, baie positiewer eintlik as wat hulle moes. Want as jy kyk al die goeters wat hulle aangevang het met jy weet die sogenaamde Volksoorlog of People's War en Operasie Woela Ja. in die vroeë 90er jare. En nou dat sosiale media daar is in die werklikheid, hulle word elke dag eintlik ontbloot as gewone mense wat elke dag foto's plaas van paaie wat verval of jy weet al die skandale oop vlek en so meer. Nou het hulle nie meer so 'n positiewe beeld in die wêreld nie. Weet jy, so ek lees baie wyd. En dit so 20 jaar terug, ek moet my nou nie kwaliek neem as ek die datums nou verkeerd het, maar so rowweg so 20 jaar terug het die Economist 'n artikel gehad oor the hopeless continent, verwysing na Afrika. Ek onthou dit, ja. En so 10 jaar terug het hulle weer 'n keer 'n artikel gehad, 'n voorblad artikel, net gesê Africa Rising. Ek onthou dit ook. En ja, nou die rede hoekom ek dit nou noem is dat as jy kyk en weer 'n keer ek het nou vroeër genoem van die statistieke wat ek Suid-Afrika mee gemeet het teen verskeie lande en gemiddeldes en goeders. Maar die realiteit is Sub-Sahara Afrika as 'n streek doen besonder swak. Omtrent alle streke in die wêreld is besig om Sub-Sahara Afrika uit te presteer. Sub-Sahara Afrika word armer. Net so Suid-Afrika, maar Sub-Sahara Afrika, dit is onder andere as gevolg van Suid-Afrika, want Suid-Afrika is relatief groot in die streek. Maar die hele streek word armer. Sub-Sahara Afrika is 'n basket case. En nie altyd, nie almal nie, daar's sommige uitsonderings, ek meen en sommige uitsonderings wat kom en gaan. Op hierdie oomblik is 'n goeie uitsondering is natuurlik Rwanda wat ekonomies baie goed doen. Nie te lank terug nie het Ethiopië baie goed gedoen. Hulle is nou weer besig om 'n bietjie agteruit te gaan. En so het Angola ook goed gedoen en weer 'n keer. So dit is jy kry baie keer ouens wat beter doen en swakker doen. Op die oomblik is Mosambiek wat so 2, 3 jaar terug baie goed gedoen het nou weer nou weer besig om heeltemal te gly. So dit is op en af, maar as 'n streek doen so Sub-Sahara Afrika glad nie goed. Europa of dan nou die Weste spesifiek is desperaat dat daar tog net een suksesstorie uit Sub-Sahara Afrika uitkom. Met Sub-Sahara Afrika die hulp wat in Sub-Sahara Afrika gegee word is miljarde dollars jaarliks. Ook aan Suid-Afrika, so terloops en Donald Trump het sopas 'n stokkie daarvoor gesteek. Maar dis miljarde dollars en ten spyte van hierdie verskriklike hulp wat die Weste aan Afrika gee en ook ander lande, China onder andere, ek meen lenings en hulpverskaffing en so aan, is werk Sub-Sahara Afrika net nie. En dit is wat ek dink Europa het nog 'n skuldgevoel oor hulle koloniale tyd. En Europa wil so graag hê dat 'n land in Sub-Sahara Afrika moet tog net werk.
En die laaste hoop was dat Suid-Afrika tog net werk. En hierso is die laaste hoop ook nou daarmee heen. Ek dink nog nie dit het heeltemal by hulle besef dit nog nie heeltemal en hulle gryp na grashalms dink ek. Maar ek dink Donald Trump het dit klaar gesien. En weer 'n keer, ek is nie 'n groot fan van Donald Trump noodwendig nie. Maar by Europa het dit nog nie gesien nie. Ek meen kyk vir Maar dis Macron. miskien dat ons dit dan hulle oordra op 'n manier, maar jy weet so 20 jaar gelede was daar 'n ou, ons tyd raak net 'n bietjie min, maar 20 jaar gelede was daar 'n ou in Frankryk met so 'n Engelse naam, is eintlik 'n Amerikaner, Steven Smith, en hy het so 'n boek geskryf, Negrologie, en ons het dit in Afrikaans vertaal as Negrologie, waarom Afrika vergaan. Jy weet, en hy het 'n klomp argumente daarin uitgepak oor waarom Afrika so swak doen en so agteruit gaan. En dit het taamlik destyds was dit bietjie omstrede geweest. Maar ja, ek dink ons moet meer uitgesproke raak en dit eintlik ook maar vir die Europeërs vertel, jy weet, want en ek dink daar's 'n argument miskien daarvoor uit te maak dat Suid-Afrika kan al 'n lokomotiefrol in die ekonomie begin speel, of liewer ja, in Afrika en in die Afrika-ekonomie begin speel indien die staat se wurggreep net verslap word. Jy weet dat die ANC Weet jy, hy op weet sy jy moet ek, staan. ja, ja, nee, ek stem saam met jou, maar weet jy, ek dink dan nogal die enigste politieke party wat wat die 'n kans het om Suid-Afrika uit hierdie moeras waarin ons in verval het terug te trek. Die enigste politieke party wat dit kan doen vandag is die ANC. Is inderdaad die ANC. Daar is nie 'n ander politieke party nog nie. Ek hoop daar gaan een kom binnekort. Maar daar is nog nie 'n ander politieke party wat Suid-Afrika se ekonomiese vooruitsigte kan verander behalwe die ANC nie. En om dit te doen, sal hulle 'n paar goed moet doen. Hulle sal byvoorbeeld hierdie onteieningswetgewing moet verander. Hierdie swart ekonomiese bemagtiging belaglikheid sal moet tot 'n einde kom. En ander goeder soos byvoorbeeld die gesondheidsversekering en daai en baie belangrik, hulle moet die Zondo-kommissie se aanbevelings net so implementeer. En hulle moet alle bande met Iran verbreek. Jy moet dit doen. En dan gaan jy na Donald Trump toe en dan gaan staan jy op jou knieë en jy sê ek is baie baie jammer. Ek sien nie lig. Ek het al hierdie goeders gedoen. Ek het gedoen wat jy gesê het ek moet doen. Asseblief kry jy mense om by my te kom investeer. Dan gaan jy sien Donald Trump as hy vir jou sê maar ek is baie bly jy het nou uiteindelik jou sondes raak gesien en jy het nou geboet vir jou sondes en ek gaan my mense aanbeveel om in Suid-Afrika kom belê. Dan gaan daar letterlik miljarde dollars in Suid-Afrika invloei. Maar dit gaan nodig wees vir jou om so 'n bietjie soos hulle sê humble pie te eet. Dit gaan nodig wees om 'n boodskap te stuur van onderdanigheid aan die Withuis en te sê ek is jammer, ek het al die goed gedoen wat jy gesê het. Kom, dis nou jou beurt om jou mense aan te moedig om by te kom belê. Dan kan hierdie ekonomie binne 2-3 jaar teen 4 en 5% groei. Dit kan. Maar daar is geen ander politieke party behalwe die ANC wat dit op hierdie stadium kan doen nie. Ongelukkig. Wel, op daardie noot, baie dankie Dawie vir hierdie lekker gesprek, interessante gesprek. En dan volgende keer maak ons weer so en moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie. Tot volgende keer. Totsiens. Dankie Dawie. Dankie, dankie Dan.